Arbeiders, hartlik welkom vriende. Ek gesels die week met 'n boer wat vir my vertel dat hy is in die proses om 'n nuwe arbeider aan te stel. Nou, in my gedagtewêreld sou ek dink, hoe moeilik kan dit wees? Maar, soos ons gesprek oor 'n koffie ontvou, besef ek, wat is die verskil in die rol tussen 'n boer en 'n arbeider? En wat is nodig alles vir 'n waardige arbeider in diens van 'n boer as 'n werkgewer? Maar die Bybel vertel vir ons ook van 'n arbeider wat in 'n koringwêreld kom werk. Hierdie arbeider saai koringsaad. Markus 4 in die woorde van Jesus. Verder het hy gesê, met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Vanself bring die aarde die graan voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volkoringaar, en wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Maar Jesus vertel dan vir ons hierdie gelykenis van wat gebeur wanneer die arbeider sy saad saai. So, waaroor gaan die gelykenis dan nou eintlik? Eerstens, Jesus vergelyk die koninkryk van God met saad wat 'n arbeider saai. Tweedens, die arbeider saai die saad in die grond sodat dit daar kan ontkiem en kan groei. En die arbeider saai omdat hierdie saad die potensiaal het om 'n groot oes te kan lewer, maar ook te moet lewer. Maar dit is nie al nie. In Matteus 13 hoor ons die woorde van die gelykenis van die saaier. Hier hoor ons die storie, die gelykenis, van die een wat ons sopas gelees het, voorafgaan. 'n Saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op die klipbanke geval en daar was nie baie grond nie en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in die goeie grond geval en 'n oes gelewer, party 100voudig, ander 60voudig en ander 30voudig. Uit die verhaal kan ons die volgende raak sien. Ons sien eers, maar waar word daar gesaai? Die saaier saai op 4 terreine, op die pad, op die klip, tussen die onkruid en ook in die goeie grond. Ons sien ook wat gebeur met die saad. Op die pad, die voëls pik dit op. Tussen die klip, die son verskroei dit. Tussen die onkruid verdring dit. Maar tussen die goeie grond, daar kom die koring op. Ek het altyd groot geword met hierdie prentjie wat my die indruk gegee het, dit gaan eintlik mos maar oor die arbeider. As ek die gelykenis van die saaier lees, dan sien ek maar hierdie prentjie, die arbeider is die prominente een. Dit vertel vir my iets van die arbeider, en dit vertel vir my iets wat hy moet doen, of moontlik die implisiete gedagte wat ek moet doen. Maar, tog wil ek jou uitnooi om vanoggend saam met my na hierdie verhaal meer van naderby te kyk, want daar is meer. Wat is die saad? Die saad is die uitnodiging van Jesus om deel te kan kry aan die koninkryk van God. Ja, jy onthou, toe Jesus op aarde was, het hy gesê, die koninkryk van God is naby, volg my. Maar, nou is die vraag, wie is die boer, of wie is die saaier? Jy sien, God of Jesus is die boer. Wat is die grond? Die grond is die verskillende hartstoestande van die ontvangers
waar die saad gesaai word. Waarom saai die saaier waar hy saai? Want jy sien, die uitnodiging van Jesus moet almal bereik. Dit lyk dalk met die eerste oogopslag asof die saaier morsig saai, maar die uitnodiging moet almal bereik. Ek onthou hoe boere telkens al vir my verduidelik het, wanneer ek saam met hulle ry, wanneer hulle plant, dat verskillende kampe, verskillende opbrengs kan lewer, maar dat hulle steeds waag om in elke kamp te saai, omdat hulle glo dat daar is steeds die potensiaal vir 'n opbrengs. Al lyk die opbrengs ook anders as 'n ander kamp sin, en daarom saai hulle ook op elke terrein. Die uitnodiging om Jesus te volg moet almal bereik. Die saaiers het op 4 plekke geland. Die pad, die klip, die onkruid of die grond. Wat het gebeur? In die pad het die voëls het opgepik. Die klip, die son het verskroei. Die onkruid het opgekom. In die goeie grond, daar het die koring opgekom. Jy sien, ek het vroeër gesê, as jy na hierdie prentjie kyk, dan sien jy 'n arbeider wat saad saai. Maar, wanneer ons van naderby vanoggend kyk na die verhaal, dan sien ons, eerstens gaan dit nie oor 'n arbeider nie. Dit gaan nie oor wat die arbeider doen nie, maar dit gaan oor wat God doen in sy koninkryk. Jy sien, Jesus saai op plekke waar hy weet, die kans is klein, maar tog moet daar gesaai word, want almal moet die boodskap van die evangelie hoor, ook daardie mense wat nie daarop ag gee nie. Jy is vandag hier omdat die uitnodiging om Jesus te volg jou waarskynlik reeds bereik het. Maar nou sal die vraag wees, as jy jouself vandag moes evalueer, watter grondtoestand beskryf jou hartstoestand? Het die evangelie in jou lewe maar op die pad geval? Het dit tussen die klippe geland, tussen die onkruid, of dalk in die goeie grond? Want die vraag is, wat het jy met die uitnodiging gemaak? Het die voëls die saad kom oppik, het die sonde doodgeskroei, het die onkruid dit verdring, of het daar 'n oes in jou lewe opgekom as die resultaat van evangelie saad wat in jou lewe gesaai is? Maar jy sien, as ek en jy vanoggend hier is en sê, ek is 'n ontvanger van die saad van evangelie, ek het die evangelie boodskap gehoor en dit geglo, dan kry ek nie net 'n nuwe status in God se koninkryk, dat ek 'n kind van God word nie, maar ek kry ook 'n nuwe rol in God se koninkryk. Lukas 10, vers 1. Daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. En hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan dat die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Jesus sê, die oes is groot. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. En dan sê hy, maar bid dat die Here die arbeiders sal stuur vir sy oes. En dit is die gedeelte waarmee ek en jy waarskynlik heel gemaklik is, om te bid dat God mense sal stuur vir sy oes. Maar die gedeelte waarmee ons dalk minder gemaklik is, wanneer ons die opdrag lees, gaan nou, letterlik jy moet gaan nou. Jy sien, die oes is nie net groot nie en die arbeiders min nie. Ek kan nie maar net sit en sê, ek bid dat God ander mense sal stuur om as arbeiders te werk in sy oes nie. Nee, hy gee nie net vir aan my die opdrag om te bid nie, maar hy stuur my ook. Gaan nou. God die boer gee my nie slegs van die saad van die evangelie nie. Ek kan daardie saad nie net vir myself hou nie, maar hy neem my ook as 'n arbeider in diens
om hierdie saad te gaan saai. Miskien het jy nog nooit aan jouself as 'n arbeider gedink nie, en jy het meer aan jouself gedink, ek is 'n boer. Maar, het jy al daaraan gedink, dat God jou as 'n arbeider kan gebruik? In God se koninkryk is hy die boer, en ek en jy word 'n arbeider in God se koninkryk, in sy diens. Net soos op jou plaas is daar opdragte en bevele wat jou arbeiders moet gehoorsaam. Maar God vra dat ek as arbeider hom as boer moet gehoorsaam. Net soos jy op die plaas koringsaad plant met die verwagting dat daar 'n oes opgelewer moet word, verwag God dat daar 'n geloofsoes in jou hart sal wees. Waar gaan jy hierdie jaar 'n opbrengs prioritiseer? Gaan dit wees slegs die oes op die land of ook God se oes in jou hart? Waarom dien en vertrou jy God? Dien ek God slegs wanneer dit met my goed gaan, wanneer daar 'n groot oes op my land staan? Of sal ek God steeds eer wanneer daar geen oes op die land staan nie? God begeer 'n groter oes as die een op jou land, want die oes is in jou hart. Jou hart as arbeider. Ek dien nie God om iets van hom in ruil te ontvang nie. Ek dien God omdat hy God is. Hy is die boer, ek is die arbeider. Maar God my as 'n waardige arbeider in sy koninkryk kan gebruik. Een wat die saad van die evangelie nie te vergeefs ontvang het nie. Amen.